weet wie verloor. Saam met die engele wil ek voor U staan, wil ek juig en sing, Heer gee jou lief, want groot is U naam. En dan sing ek, Halleluja, en dan sing ek, Halleluja, my hart sing net, Halleluja. U is God, U is Heer, dis U wat terugkeer. Alles wat ek het, en alles wat ek is, ek weet dis genade uit U hand, waarvoor ek dankbaar is. Saam met die engele wil ek voor U staan, wil ek juig en sing, Heer gee jou lief, want groot is U naam. En dan sing ek, Halleluja, en dan sing ek, Halleluja, my hart sing net, Halleluja. U is God, U is Heer, dis U wat regeer. Hier waar ek staan, voor U troon, wil ek juig, want U is in my, U is in my, ek weet ek is vry. En dan sing ek, Halleluja, en dan sing ek, Halleluja, my hart sing net, Halleluja. U is God, U is Heer, dis U wat regeer. En dan sing ek, Halleluja, en dan sing ek, Halleluja, my hart sing net, Halleluja. U is God, U is Heer, dis U wat regeer. U is God, U is Heer, dis U wat regeer. Sing, sing, met die lied van die engele, het jy die goeie nuus gehoor? Daar lê beter daarvoor, al die spyt en selfverwyting is vir goed verby, daar lê beter daarvoor. Uit alle rigtings kom dit aan, as jy dit hoor sal jy verstaan. Hy bring vrede, hy verlig, hy gee lewe, hy gee lig, as jy dit hoor sal jy verstaan. Dit is die lied van die engele, hy bring genesing in die naam. Hoor die lied van die engele,
lekker gee jou kracht. Sing die lied van die engele, hy sal die wêreld in jou hart laat. Jy kan 'n wonderwerk verwag, met die lied van die engele. Sing, sing, met die lied van die engele. Laat jou hart sing, met die lied van die engele. Sing, sing, met die lied van die engele. Juich en lofzang, met die lied van die engele. Hy is die een wat my altyd naby is. Hy is die een wat al my sorge dra. Hy is die een wat my nooit met leë hande wegstuur nie. En al wat hy wil hê ek moet doen is om te vra. Hy is die redder van die mensdom. Jesus is sy naam. Hy is die rede vir Kersfees. Hy is die seun, hy is die lam. Juich aarde, juich, laat ons hom weer toesing. Kom buig die knie, laat ons eerbied betoon. Wat sal ons wees sonder hom, en genade wat hy ons gee. As ons volhard in die stryd, sal hy ons ryklik beloon. Hy vra nooit wat jy nie kan gee nie. Hy hou nooit teen wat jy moet hê nie. Hy is die redder van die mensdom. Jesus is sy naam. Hy is die rede vir Kersfees. Hy is die seun, hy is die lam. Hy is die redder van die mensdom. Jesus is sy naam. Hy is die rede vir Kersfees. Hy is die seun, hy is die
Goeiemôre vriende. Welkom vir elkeen van julle hier by vanoggend se erediens dan ook. Kan julle glo ons staan ons sterk op pad na Desember toe? Die jaar het gevlieg, nie? Die tyd hardloop. En ek is seker vir baie van ons, soos met alle jare, was hierdie jaar maar besige ene en 'n geskarrel en 'n gewoes en ons almal sien uit na hierdie Kersseisoen wat nou aanbreek en vir die van ons wat die voorreg het om so 'n bietjie te breek en met vakansie te gaan, julle moet vasbyt dit is om die draai dan ook. Maar oor die algemeen as jy nie kan weggaan met vakansie binnekort nie, is dit oor die algemeen gewonelike tyd wat so 'n bietjie 'n ander ritme het as die res van die jaar dan ook. En kom ons wees eerlik met mekaar, ek tel dit al hoe meer op so wat ek met mense gesels. Hierdie tyd van die jaar is ons batterye maar pap, né? Ek is seker as ek nou vanoggend hier vir elkeen van ons moet vra, wie van ons se selfoon is volgelaai? Nou jou selfoon, nie jou emosionele selfoon. Wonder ek hoeveel van ons se batterye gaan vol wees. Ons het hard gewerk, die omstandighede by ons werke was moeilik geweest, was 'n lang jaar geweest. Of die eksamens was rof, en ons het hard geleer en hard gewerk en nou is dit amper klaar en is nou amper vakansietyd, maar ons is moeg. Of watter omstandighede ook al, ons het 'n bekommernis, ek het geliefdes aan die dood afgestaan. En ek tel nog ons op, so wat ons hier so baie keer by mekaar is, ek tel in my eie lyf ook op, dat die jaar besig was, lank was, en dat ons moeg is. En daarom is dit my gebed, dat jy vanoggend ietsie sal beleef, van die rus, wat ons net by die Here kan vind. En waar ons vanoggend juist gaan gesels ook oor die tema van God wat getrou is, God wat altyd getrou is, en dieselfde is. Mag julle iets daarvan beleef in vanoggend se diens dan ook. Ek gaan nie 'n klomp afkondigings vir ons lees nie. Ek herinner ons net daaraan, ons vra voorbidding vir môre aand se kerkraadsvergadering dan ook, ons laaste kerkraadsvergadering vir die jaar. Ons bid daar vir al die dinge waar ons gaan gesels en die besluite wat ook daar geneem moet word. En kom ons vra die Here se seën oor daardie vergadering dan ook. Ons sal binnekort ook ons kalenders vir julle beskikbaar stel vir die nuwe jaar. En julle kan van nou af begin dop op ons gemeente se WhatsApp groep, waar ons stelselmatig al meer gaan met julle begin kommunikeer ook, oor wat volgende jaar oor ons pad gaan kom, ons tema vir volgende jaar, waar ons baie opgewonde is, en al daai goedjies gaan binnekort met julle as gemeente gekommunikeer word dan ook. Maar voordat ons wegspring en inval in vanoggend se diens in, wil ek vir ons geleentheid gee om net so 'n paar oomblikke stil te word, en ons gedagtes in te stel op hierdie ontmoeting wat die Here met ons gaan hê. Ons gaan vanoggend hoor hoe die Here getrou is in alle seisoene van die lewe. En neem asseblief kennis ook voordat ons daarmee begin, dat ons gaan vanoggend ons dankoffers by die deure ingee, as ons na die diens by die deure uitbeweeg dan ook. Kom ons word so 'n paar oomblikke stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, U is ons God. Daar is niemand soos U nie. Daar is niemand behalwe U nie. Here, U is die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En Here, U is die een wat nie net alles gemaak het nie, maar ook alles onderhou. En so sorg U ook vir elke een van ons. Here, vanoggend, waar ons hier as 'n geloofsfamilie bymekaar is, elkeen met ons eie stories en omstandighede, elkeen met ons eie emosies in ons harte, of die dinge wat maar met ons gedagtes besig is. Here, dankie dat elke een van ons kan weet, U ken ons op U naam. U weet alles. U is lief vir ons, en U beloof om te sorg vir ons. Here, my gebed is dat U ons vanoggend sal ontmoet in hierdie diens, en dat U elke een van ons binne in die seisoen van ons lewe waarin ons vanoggend is, Here, sal kom bemoedig, sal kom hoop gee, en ons geloof sal kom versterk, Here, vir die pad vorentoe. Maar Here, dankie dat ons kan weet, U is altyd getrou, U is altyd daar vir ons. En daarvoor dank ons U vanoggend, vir die voorreg wat ons het om kinders van die lewende God te kan wees. En te kan weet in U hande is ons altyd veilig. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Liewe gemeente, vriende, kinders van die Here. Ek groet jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun
en die Heilige Gees. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Ek gaan vra dat ons gaan opstaan en dan gaan ons die Here saam loof en prys met die sing van 2 liedere tot sy eer. So wat ek altyd so onthou, as ons hierdie liedere sing ons nie net van God nie, ons sing vir God. Hy is hier in ons teenwoordigheid. So kom met ons harte en ons monde, kom ons en ons loof en ons prys die Here se naam. Kom ons staan, dan sing ons saam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so wonder. Ek sien die veld, ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, strome, en wie sorg van almal? O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles, en u sorg dag na dag vir my eten. Kom ons juig. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, om vestigheid sy koningsheerskapy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat u rein mag kom. En kom u weer in eerlikheid op wolke, maak u volkomen beneath u eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Ek wil vir jou uitnooi vanoggend om met hierdie volgende lied vir die Here te sê dat hy die koning van jou hart en van jou lewe is.
Toe daar vir Jesus gevra is, wat is die grootste gebod? Het Jesus gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel, krag en verstand. Dis wat die Here die meeste van ons wil hê, is dat ons sal lief wees vir hom. En dis wat hierdie lied sê. Kom ons sing dit saam. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bevin, U lof besing verhewe, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Nog 'n keer, koning van my, koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing verhewe, U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Is die koning van my lewe, koning van my hart. Amen. Ons kan 'n sitplekke inneem. Ek wil julle vanoggend uitnooi om ons Bybels oop te maak by Joshua hoofstuk 1. Joshua hoofstuk 1. En ons gaan daar so die eerste 9 verse saam lees. En in die boodskap gaan ek vir ons verwys na 'n paar ander teksgedeeltes ook, maar ons skriflesing vir vanoggend kom uit Joshua hoofstuk 1. So om vir julle die konteks te gee van hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan lees. Ons ken die storie, die eerste deel van die Ou Testament, dan ook Israel werk as slawe in Egipte, waar die Here dan hoor hoe Israel roep om hulp. Die Here roep vir Moses om Israel uit Egipte te gaan bevry. Die hele gebeure van die 10 plaae volg daarna. Israel word uit Egipte uit verlos en so begin die lang woestyntog, wat ons weet eintlik 'n baie kort reis moes gewees het, maar vanweë die ongehoorsaamheid en die opstandigheid van Israel, neem daardie reis baie langer as wat dit moes geduur het. Moses en Aaron is leiers van die volk, en so is hulle op pad deur die woestyn op pad na die beloofde land toe. En dan sterf Moses. En ewe skielik is Israel sonder 'n leier, die persoon wat een van die belangrikste figure in hulle lewe was, die een na wie toe hulle opgekyk het, die een of wie hulle vir raad gaan vra, die een wat vir hulle gesê het wat die Here se wil vir hulle lewe is, hy was hulle leier gewees, hy is die een wat hulle begelei het hierdie tyd deur die woestyn, en hier sterf hy. En hulle is op die punt om die beloofde land binne te gaan, maar dit is nog 'n onsekere tyd. En nou moet iemand oorvat. Iemand moet nou leiding neem van Israel. En dan word die mees onwaarskynlike een aangewys as leier van Israel. 'n baie jong man met die naam Joshua. En julle kan nou dink wat Joshua se reaksie was toe die Here gesê het, jy's die een wat by Moses gaan oorneem. Ek is seker daarvan, 'n deel van Joshua sou gevoel, maar Here, ek is nog nie gereed nie. Here, ek is nog te jonk. Here, ek is nie goed genoeg. Here, ek kan nie goed praat voor mense nie. Ek moet nog eers bietjie my eie verhouding met U regmaak, Here. Ek moet nog groei in my geestelike lewe met U. Here, hierdie is nie hoe ek my lewe sien afspeel het. Hierdie was nie wat ek beplan het vir nou in hierdie seisoen van my lewe nie. Here, ek is nog nie reg nie. Al hierdie verskonings wat ons as mense ook maar uitdink, né?
En die Here sê vir Joshua, jy is die ene wat by Moses sal oorneem. En dan lees ons hierdie woorde wat ons nou gaan lees. Lees dit saam met my. Joshua 1 vers 1 tot vers 9. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk, gaan na die land toe wat ek aan hulle die Israeliete gee. Soos ek vir Moses gesê het, ek gaan aan julle elke plek gee waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete, tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, en jou nie verlaat nie. Ons kernvers vir vanoggend. Ek sal jou nie in die steek laat nie, en jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet van my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Tot sover wat ons hierdie gedeelte lees uit die woord van die Here. Nou vriende, so wat ek in die begin van die diens gesê het, is ek seker dat as ek vir elke een van ons vanoggend moes vorentoe roep, jy moet nou nie bang wees, jy gaan dit nie doen nie, en ek stel hier die mikrofoontjie vir julle op, en ek sê elkeen van ons gaan vandag 'n kans kry om getuienis te lewer voor die res van ons geloofsfamilie oor die jaar wat ons gehad het, of die jare wat ek agter my het. Is ek redelik seker dat in elkeen van ons getuienisse sou daar stories gewees het van goeie tye en stories van minder goeie tye. Daar sou getuienisse gewees het van tye wat ek so geseënd was en ek so bewus was van my seëninge. En daar sal ook stories wees van tye wat die Here baie ver weg gevoel het. Dat die Here self stil gevoel het, wat hy bekommerd was, angstig was. En daar's 'n beeld in die Bybel wat gebruik word vir hierdie verskillende seisoene in ons lewe. Dis 'n beeld wat ons baie goed ken. En dis die beeld van berge en dale. Hoogtes en laagtes in my lewe. En so was dit ook in die Bybelse tyd, moet ons altyd onthou, dat die mense, die vroeë Jode, die Israeliete, was mense gewees wat nie op een plek gebly het nie. Die Ou Testamentiese Jode was mense wat gereeld moes getrek het, op soek na veiding en op soek na waters vir hulle vee. Dis hoekom die mense in die tyd van Abraham, Isak en Jakob en Moses en in hierdie tye, het hulle in tentdorpe gewoon. Want hulle was permanent op reis gewees. Hulle het nooit stilgestaan op een plek nie. En so wat hulle gereis het, was daar partyke tye wat die pad gelyk was. Daar was daar ander tye wat die pad vol klippe was. Daar was tye wat die paaie veilig was. Daar was tye wat die paaie gevaarlik was. Daar was berge waaroor hulle moes gereis het. Dink aan die baie bekende, ek slaan my oë op na die berge. Ek kyk na hierdie pad wat nog voor my lê. En ek dink met myself, o, jene, die pad lyk moeilik. Waar gaan my hulp vandaan kom? Daar was daar tye weer van gelyktes, en dan was daar tye wat Dawid van in die Psalm 23 skryf, wat ons deur 'n dal van doodskaduwee moes gegaan het, deur valleie wat gevaar ingehou het. Hierdie uiterstes van die lewe. Kan ons met mekaar saamstem dat almal van ons wat hier is ken daardie uiterstes? Almal van ons het al die bergtoppe en die laagtes van die lewe beleef.
Almal van ons het al gekom in tye van my lewe waar dit voel as my voete staan op vaste grond. Alles is in plek. Dit voel vir my asof ek moet net vashou of dinge gaan beter. En ander van ons, almal van ons, het al by tye gevoel wat binne 'n oomblik het dit gevoel asof my voete onder my uitgevee word. Wat ek plat was. En wat ek glad nie eens geweet het hoe ek kan opstaan van hier af, of hoe ek nou vorentoe gaan oorleef nie. Hierdie uiterstes. En julle sien, hier so is die ding. Ons staan nou, wat ons na die einde van hierdie jaar toe beweeg, en in hierdie jaar wat verby is, was daar ook daardie uiterstes. In hierdie jaar sit baie van ons, waar jy vir my kan sê, Dominee Jaco, as ek dink waar ek nou in my lewe is, en waar ek 'n jaar terug in my lewe was, dis glad nie eens dieselfde storie nie, ek voel nie soos dieselfde mens nie, baie verander in 'n jaar. Maar julle sien, dis nie net tyd wat verander nie, dis al hierdie dinge wat ons deurmaak, wat ons ook verander. Van die omstandighede waardeur ons gaan, raak ons as mens. En julle, ons moet dit besef, dat daar is nie een ding in hierdie lewe wat ek en jy deurmaak, wat nie ons vorm op een of ander manier nie. Dis hoekom ek hou altyd daarvan om te sê, wanneer ek huweliksberading doen met paartjies, of wanneer ek voordat hulle trou met paartjies gesels, en die van ons wat baie lank nog getroud is, 20 of 30 jaar getroud is, daarmee saamstem. Ek sê altyd vir die paartjies, jy moet onthou, dat selfs as jy 20 of 30 jaar getroud, moet jy nog steeds moeite doen om jou maatjie te leer ken. En dan is die reaksie, maar Dominee Jaco, ons ken na 30 jaar, kyk, ek ken my man of my vrou so goed, nee, ek weet al wat hulle dink nog voordat hulle dink, maar hier is die ding, niemand is môre presies dieselfde mens wat ek vandag is nie. Want dit wat ek beleef, dit wat ek deurgaan, dit wat ek voel, iets wat oor my pad kom, verander my, dit raak my. Die lewe raak my. Alles wat deur ons gaan het 'n impak op wie ons is. En hier sit ons vanoggend, en ek kan vanoggend met alle sekerheid vir julle sê, hierdie berge en dale sal in die jaar wat kom, en in die jaar daarna, en elke jaar daarna, nog steeds daar wees. Van hierdie lewe waarin ons lewe, is onvoorspelbaar, dis gebroke, en ongelukkig beteken dit, dat net soos wat ek al baie berge en dale in my lewe deur is, net soos wat ek op hierdie stadium in my lewe op 'n berg of 'n dal is, net so weet ek wat ook al vir my voor lê. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek weet daar gaan bergtoppe wees en daar gaan laagtes wees. Daar gaan baie trane wees en daar gaan baie blydskap wees. Daar gaan tye van oorvloed wees en daar gaan tye van tekort wees. Daar gaan tye wees wat my hart jubel en juig en daar gaan tye wees wat my hart stikkend en gebroken is. Daar gaan tye kom dat ek fisies sterk voel en my gesondheid goed is. Daar gaan tye kom en my gesondheid weggevat word van my af en vir my voel ek kan niks meer nie. Hierdie hoogtes en die laagtes is deel van die lewe. Maar ek weet nie van julle nie, as ek hierdie ding hoor en ek hoor maar alles verander die hele tyd en alles is voortdurend besig om te verander, dit laat mense eintlik so 'n bietjie ongemaklik voel, né? Want almal van ons wil tog 'n anker wees in iets. Almal van ons wil tog weet dat daar ten minste iets is wat voorspelbaar is. Iets is wat ek weet vir altyd so gaan wees. En hierdie gedeelte sê vir ons daar is. Hierdie gedeelte kom vir my en jou en herinner ons aan 'n groter waarheid. En daardie waarheid kom uit God se eie mond uit in hierdie gedeelte. In hierdie gedeelte dan sê God vir ons, ek is altyd by jou. Julle gesien, die Here het nie hier vir Joshua voorspel hoe die pad vorentoe gaan lyk nie. Die Here het nie vir hom gesê hoe lank dit gaan vat om in die beloofde land te kom nie. Die Here het nie vir hom gesê wat sy toekoms van gaan inhou nie. Die Here het nie vir hom antwoorde of verduidelikings gegee nie. Die Here het ook nie vir Joshua 'n motiveringspraatjie gegee nie. Al wat die Here vir Joshua gesê het is, Joshua, net soos wat ek by Moses was, net so sal ek by jou wees. En dan die belofte, ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. En aan die einde, dan weer eens, ek is by jou. En julle, hier is die wonderlike ding, van as ons die Bybel lees, van begin tot einde, dan lees ons die stories van hoeveel Bybelkarakters en hoeveel mense, wat in hulle stories ook hierdie hoogtes en laagtes het. Daar's nie een Bybelkarakter wat se storie maanskyn en rose was nie, glad nie.
As 'n mens dink aan die verskillende verhale, byvoorbeeld Abraham, wat ons die Abraham wat hierdie besondere pad saam met die Here gestap het, maar vir die grootste deel van Abraham se lewe was hy en Sara by die seer om kinderloos te wees. Bittere seer van die lewe. Josef, hy het baie ops en afs in sy lewe gehad, hy het op 'n stadium gewerk as 'n slaaf, hy was gevange geneem, weggegooi, verkoop deur sy eie broers. En elke storie, Dawid, die man na God se hart, die een na wie God self verwys as 'n man na my hart. Dawid het die eenvoudige bestaan gevoer waar sy pa se skape opgepas het. Toe ewe skielik word hy as koning geroep. Hy het die hoogtepunt van 'n reus wat hy verslaan. En terselfdertyd was hy verantwoordelik vir die dood van iemand. Het hy egbreek gepleeg, hy het 'n affair gehad en nog 'n buiteegtelike kind ook by die vrou gehad. Hoogtes en laagtes. Elke karakter in hierdie Bybel wat ons lees, vertel my en jou storie. En dis hoekom die woord van God so lewend is vandag. Want ons lees hierdie stories en ons kan assosieer daarmee, want ons ken hierdie hoogtes en laagtes. Ons ken die blydskap en die seer. Ons ken die oorvloed en die bekommernis. Ons ken die God voel naby en die God voel ver. Maar net soos hierdie verskillende verhale, hierdie hoogtes en laagtes het, is daar een boodskap van Genesis reg deur tot Openbaring. En daardie boodskap is, God is altyd by ons. Julle, hierdie spesifieke frase wat ons hier in Joshua lees, van ek sal jou nooit verlaat nie en nooit in die steek laat nie, kom 5 keer in die Bybel voor. Die laaste keer wat dit voorkom, is in Hebreërs in die Nuwe Testament. Waar die Hebreërskrywer vir ons herinner en sê, God het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie en julle nooit in die steek laat nie. God beloof dit hier vir Joshua, en in die Nuwe Testament, wanneer daar oor Jesus geskryf word, word dieselfde woorde herhaal, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En die hele gedagte van God is by ons, of ons is nooit alleen nie, kom meer as 270 keer in die Bybel voor. Iets sê vir my, dit is vir God baie belangrik, dat ek en jy moet weet, ons is nooit alleen nie. En julle, dit verander alles. Want hierso is die versekering vir my en jou vandag, dat of dit op hoogte is, of op laagte, of in jou oorvloed is, of in jou gebrokenheid, flenter, stikkend seer, God is by jou. En daarom moet ons onsself herinner wie hierdie God is. Hierdie is dieselfde God. Vanoggend se diens se tema sou eers gewees het dieselfde Jesus. En ons gaan nou daarmee aankom ook. Hierdie is dieselfde God wat met die spreek van 'n woord, dieselfde God wat gesê het, laat daar wees, en daar was lig en maan en sterre en planete en alles van die grootste dinge wat ons kan sien tot die kleinste molekuuletjies wat ons nie kan sien nie, het God laat ontstaan deur net 'n woord te sê, laat daar wees. Dis dieselfde God wat water uit 'n rots laat kom het, manna uit die hemel, wat die waters van die Rietsee geskei het. Dis dieselfde God wat sy seun gestuur het, om vir ons aan 'n kruis te sterf, ons sondes op hom te neem, ons sondes en die dood te oorwin, wat opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel toe, en wat nou regeer en heers. Dis daardie God, wat vir my en jou sê, dat ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit, ooit in die steek laat nie. Dis hierdie God vir wie alles moontlik is, wat altyd by jou is, in alle omstandighede. En vriende, as ons daardie woorde reg aanvaar vir wat dit is, as waar en betroubaar, dan beteken dit, selfs in daardie seisoene van my lewe, wanneer dit my so swaar gaan, wanneer dit so seer is, dat God vir my ver weg voel, dat ek nie meer God kan voel nie, beteken dat soms raak ons so moeg, dat ons houvas op God verloor. Ons verloor ons greep, want ons is moeg, ons sak uit. Maar wanneer dit gebeur, hou God nog steeds vas. En sê God, jou hand mag dalk gly, maar myne doen nooit. Ek sal jou nooit los nie. Ek sal jou nooit verlaat nie.
Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Hierdie gedeelte vra vir my en jou, wanneer ons besef dat God is altyd by ons en God is altyd getrou, dan vra hierdie gedeelte van my en jou om God volkome te vertrou. Want julle sien, hier is die ding. Dit help nie God beloof dit vir ons, keer op keer, herhaaldelik deur sy woord. En vanoggend weer, en ons hoor dit, maar ons vertrou hom nie daarvoor nie. Wanneer God vir my en jou sê, maak nie saak waar deur jy gaan nie, ek is by jou, dan moet ons God se woord vertrou daarvoor. En dit beteken, dat wanneer die vyand, wanneer die Satan kom met daardie leuns in jou kop, en vir jou sê, God het vergeet van jou, God is nie hier by jou nie, God is ver weg, hy hoor nie jou gebede nie, dan neem jy daardie gedagtes gevange, jy sê dit is onwaar, want ek vertrou die Here vir sy beloftes, en al voel die Here nou ver, weet ek, hy is hier naby. Al sukkel ek om God se stem te hoor, weet ek, God is hier teenwoordig. Want God het beloof dit is so, en as hy beloof dit is so, dan is dit so. In hierdie gedeelte is daar 'n frase wat vir ons anders te klink. Maar wanneer ons dit verstaan, soos wat dit in Hebreëus geskryf is, dan besef ons hoe die Here hier vir Joshua sê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, vertrou my. En dis daardie woordjie wat ook herhaal, wees sterk, wees vasberade. Want julle sien, ons lees daardie in Afrikaans, in ons Afrikaanse vertaling Bybels, want onthou die probleem is, in Afrikaans is daar nie altyd noodwendig woorde of begrippe wat presies vir ons kan verduidelik wat dit in Hebreëus beteken nie, want Hebreëus werk met simbole en prentjies en waardes, en daarom is dit moeilik om baie keer vas te vang presies wat daardie gedeelte sê. En dan lees ons, wees sterk, wees vasberade, en dan dink ons die Here sê hier vir ons, weet jy wat? Wanneer jy deur 'n krisis in jou lewe gaan, wanneer jou geloofsvoete begin wankel, dan moet jy sterk wees, nie? Dan moet jy nou sterk staan. En dan dink ons dit beteken, ek moet harder probeer. Ek moet meer uit my eie uitprobeer. So amper so wat ek my geloofspiere moet oefen, sodat my geloofspiere sterker kan raak. Maar wat die frase eintlik beteken, en die beeld wat gebruik word, is die beeld van iemand, vat 'n tou om jou middel. Jy maak dit om jou middel vas, en jy anker daardie tou aan iets wat vas en stewig is, sodat wanneer jy rondgegooi word, jy geanker is aan iets of iemand wat sterker is as jy. Om sterk te wees en vasberade te wees, beteken jy is die teenoorgestelde. Beteken, as ek self, as Joshua self deur die Jordaanrivier moes loop, gaan die rivier hom wegspoel. As Joshua self die beloofde land moes binnegaan, sou sy vyande hom oorwin het. Daarom moes Joshua homself anker in iets of iemand sterker as hy. En daardie iemand is God. So die Here sê vir ons, dat wanneer jou krag opraak, wanneer jy bang is, wanneer jy angstig is, hou op om alles self te probeer en vertrou my. Vertrou my. Ek sal die uitkoms gee. Ek sal jou versterk. Ek sal 'n deur oopmaak. Dalk nie die deur wat jy wil hê nie, maar die regte deur oopmaak. Ek sal herstel. Ek sal vir jou 'n tweede kans gee. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Wanneer ons besef dat die Here altyd in alle omstandighede in ons situasies is, dan besef ons dat die Here in beheer is, en dat die Here soos hy beloof het, alles ten goeie sal dit meewerk. Al wat die Here van ons vra, is vertrou my. Hou aan om my te vertrou. Moenie moed verloor nie. Moenie opgee op my nie. Vertrou op my. Want ek is nog in beheer. Ek was nog altyd, en ek sal ook altyd wees. En julle, as ons hier praat van dieselfde God, is dit nog steeds dieselfde God. Wat ons in die Bybel van lees, wat al sy wonderwerke doen vandag nog steeds dieselfde wonderwerke. Ons lees in Hebreërs 13, waar daar oor Jesus geskryf word, dan staan daar, Jesus Christus is gister, vandag, en tot in alle ewigheid dieselfde. Die lewe kan so maak.
Die berges en die vlaktes, die hoogtes en die laagtes kan so maak. Ons omstandighede kan so maak. Ons hartseer en oorvloed en ons blydskap kan so maak. Maar Jesus is gister, vandag en in alle ewigheid dieselfde. Dieselfde Jesus wat blindes genees het. Dieselfde Jesus wat melaatses gesond gemaak het. Dieselfde Jesus wat Lazarus uit die dood laat opstaan het. Dieselfde Jesus wat verlamdes laat loop het. 5 brode en visse vermeerder het, daar vir al die duisende mense kos is en 12 mandjies oorgebly het. Dieselfde Jesus wat die dood oorwin het, is dieselfde Jesus wat vandag vir my en jou kom sê, ek is by jou. En ons weet dit. Want toe Jesus opvaar hemel toe, wat het hy vir ons verseker? Ek sal julle nie alleen agterlos nie. Ek gaan iemand stuur om vir altyd by jou te wees. En daardie iemand is die Heilige Gees. En daarom is daar uitnodiging vandag vir ons as kinders van die Here, om soos 'n kind God te vertrou vir wie hy is. Want God werk nog steeds op maniere wat ons nie logies kan verstaan of logies kan verklaar nie. Hy is nog steeds die God van wonders. En hy beloof, hy sal vir jou sorg. Die laaste ding, wat egter vir ons baie belangrik is, wat ons nie uit die oog uit moet verloor as ons hierdie gedeelte lees nie, is dat wanneer ek deur tye van hoogtes of laagtes gaan, en ek ontvang die versekering dat die Here altyd by my is, en ek kry die uitnodiging dat ek God moet vertrou vir wie hy is die ook 'n opdrag vir my en jou. En daardie opdrag is, dien die Here. Wees gehoorsaam aan die Here. Die Here sê hier vir Joshua, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat nie. Die Here sê vir Joshua, wees sterk, wees vasberade. Maar dan sê die Here ook vir Joshua, wees veral sterk en vasberade in die uitvoer van my woord. En die Here sê vir Joshua, oordink dit dag en nag. En die Here sê vir Joshua, maak dit die rigsnoer vir alles wat jy doen en sê. Gehoorsaam my, dan sal dit voorspoedig gaan met jou. Gehoorsaam my woord vir jou lewe. En dan, as jy my woord gehoorsaam en getrou is in my, in die hoogtes of die laagtes van jou lewe, dan sal jy beleef hoe ek wonders in jou lewe doen. Want hierso is God se wil vir ons lewe. Hierso is God wat vir ons die pad wys. Dis hoekom die Here vir Joshua sê, moenie hier van links of regs afwyk nie. Die beeld wat gebruik word is die van 'n pad. As jy die pad wil hê, wat jou gaan lei oor die hoogtes en die laagtes, hierso is die pad. Maar as jy daarvan links of regs gaan afwyk, gaan jy verdwaal. Gaan jy sleg verdwaal. En gaan dit jou bring op plekke waar jy nooit veronderstel was om te wees nie. Weet julle vriende, so verberg in hierdie storie, is daar 'n hartseer deel van die storie ook. 'n Hartseer deel, maar met 'n gelukkige einde. En dit is die blote feit dat Joshua oorvat by Moses wat dood gegaan het, sonder dat Moses ooit die beloofde land gesien het. Onthou, God het vir Moses gesê, dat ek sal jou en die Israeliete na die beloofde land toe lei. Maar dan lees ons 'n verhaal in Numeri 20, waar Moses ongehoorsaam is aan die Here. En die uiteinde daarvan is waar die Here vir Moses sê, jy en Aaron sal nie saam met die Israeliete die beloofde land sien nie. Wat het gebeur? Die Here het vir Moses gesê, toe die volk gekom het by die plek waar hulle nie meer water gehad het nie. En die volk murmureer weer, want hulle het nie water nie, hulle is dors. En die Here sê vir Moses, vat die kierie van Aaron en praat met die rots en ek sal vir julle water gee. Wat doen Moses? Vat die kierie. Hy gaan na die rots toe en hy raas met die Israeliete en hy sê vir die Israeliete, moet ek en Aaron vir julle water gee? En in plaas van praat met die rots, slaan hy op die rots. Nog steeds het die Here water gegee, so die Israeliete water kan hê om te drink. Maar wat het in daardie gedeelte gebeur? Moses was openlik voor die Israeliete ongehoorsaam aan die Here. Die Here het gesê, praat met die rots. Moses het besluit, ek slaan die rots. En Moses het openlik die eer wat God toekom
vir homself en na Aaron gevat, toe hy vir die Israeliete gesê het, moet ons vir julle water gee. In plaas daarvan om vir die Israeliete te sê, vandag gaan julle beleef hoe die Here vir julle voorsien. En hoe hartseer is dit dat Moses nooit die beloofde land gesien het daarvoor. Maar raai wat? Weereens is die Here genadig. En alhoewel Moses nou wel nie die beloofde land gesien het in sy leeftyd nie, lees ons hierdie mooi beeld dat in sy laaste oomblikke was God by Moses en word die beeld eintlik geskep dat God die een is wat Moses ter aarde gelê het. En Moses is nou by die Here en reg deur die woord van die Here word Moses na verwys as een van die grootste profete van alle tye en is Moses nou nog steeds in die hemel aan die regterhand saam met Jesus in die teenwoordigheid van die Here. Moses is by God, want God was hom genadig. Maar vriend, julle sien hier en lê daar tog 'n waarskuwing vir my en jou. Dat soms kan ons ongehoorsaamheid aan God maak, dat ons sekere seisoene in hierdie lewe misloop, wat die Here vir ons in gedagte gehad het. Soms kan ons iets wat die Here vir ons in hierdie lewe in gedagte het, mis, omdat ons ongehoorsaam is aan hom. Maar danksy dit wat die Here doen deur die kruisdood van Jesus Christus, weet ons dat ons die prys is klaar betaal, ons sonde is klaar vergewe en daar wag vir ons 'n lewe hierna. Dis vas en seker, dit sal nooit van ons af weggevat word nie. Dis genade onbeskryflik groot. Maar dit beteken nie dat soms kan ons bestemmings in hierdie lewe wat God vir ons in gedagte het, misloop omdat ons ongehoorsaam is aan sy wil vir ons lewe nie. Omdat ons links of regs afwyk daarvan en dan verdwaal ons langs die pad. Daarom is hier 'n belofte, 'n uitnodiging en 'n opdrag aan my en jou vanoggend. In die hoogtes en die laagtes van jou lewe. Die belofte is, ek is by jou, altyd, elke oomblik, van elke dag. En daai belofte is vas en seker. Daar's 'n uitnodiging, vertrou my, wees sterk, wees vasberade. En daar's 'n opdrag, gehoorsaam my, dien my, in goeie en in slegte tye. Want dan sal dit voorspoedig gaan met jou en jou nageslag en alle geslagte daarna. Mag dit so wees in elkeen van ons se lewe. Kom ons bid saam. Here, vanoggend wil ons sommer net vir U dankie sê, dat in die hoogtes en die laagtes van die lewe, Here, in die blydskap en in die seer, en in die oorvloed en in die niks hê, in gesondheid en in siekte, ja Here, op berge en in dale, U is altyd daar. U is altyd getrou. Here, ons dank U, dat U selfs getrou is, wanneer ons nie is nie. Dat U nog steeds genadig is, wanneer ons soms ongehoorsaam is in ons eie kop volg. Here, ons gebed vanoggend is dat U deur die Heilige Gees ons geloof sal versterk, sodat ons volkome op U kan vertrou. En Here, dat ons geanker sal bly in U en in U beloftes en in U wil vir ons lewe. En Here, ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie, maar ons weet ons hoef nie bekommerd of bang te wees nie, want U is reeds daar. En net soos wat U by Moses was, en net soos wat U by Joshua was, en by Dawid, en by almal waarvan ons in die Bybel lees, so is U vandag nog steeds by elke een van ons. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U getrou is, en altyd sal wees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons Here Jesus wat altyd dieselfde is. Amen. As ons gehoor het dat Jesus is gister, vandag en in alle ewigheid dieselfde, want Jesus die een is wat ons vandag dra en beskerm
En dit maak nie saak of ons in hoogtes of in laagtes of berge en in dale is nie, ons kan verseker wees van Jesus se oorwinning en dat ons leef vanuit sy oorwinning. Kom ons sluit hierdie diens af deur hierdie slotlied saam te sing. Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe kinders van die Here, familie, vriende, die Here beloof vir jou vanoggend dat hy sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. En soos wat hy by Moses was, so sal hy by jou ook wees. Wees sterk, wees vasberade, want God is by jou elke oomblik van elke dag. Amen.
jy wonder, waar is God? Want al jou lewensvrae laat jou lewenslus verrot. Jou hartsbeangs, jou glimlag hang, en as 'n kind word jy soms bang, want kan het wees dat God vergeet van jou bestaan? Word dat Satan jou beroof van die mooi wat God beloof, in sy woord wat sê dat hy vir jou die beste ooit wil hê. Hy bied liefde, vrede, ewig lewe, wat meer kan jy vra? En sou jy iewers stukkend lê, sal hy jou daar kom dra. Met sy liefde, vrede kan jy lewe, jy hoef net te vra. As hy dan vir jou is, wie kan teen jou wees? In sy woord het hy gevra, dat jy bly in sy gebod, en al jou lewensdae sal gevul wees met genot. Jou hart sal weet dit kom van bo, en as 'n kind kan jy ook glo, dit sal nooit wees dat God vergeet van jou bestaan. Word dat Satan jou beroof van die mooi wat God beloof, in sy woord wat sê dat hy vir jou die beste ooit wil hê. Hy bied liefde, vrede, ewig lewe, wat meer kan jy vra? En sou jy iewers stukkend lê, sal hy jou daar kom dra. Met sy liefde, vrede kan jy lewe, jy hoef net te vra. As hy dan vir jou is, as hy dan vir jou is, wie kan teen